Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Ek is tans besig met 'n reeks oor die melaatse man wat na Jesus toe gekom het daar in Markus 1 vers 40. En ek wil as tema gebruik vir vandag se gesels aan die einde van my krag. Kom ons lees wat sê vers 40. Daar kom toe 'n melaatse man na hom toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, as u wil, kan u my gesond maak. Luister na hierdie melaatse man se gebed. As dit u wil is. Hierdie woorde kan verseker soms in 'n oppervlakkige gebed as stopwoorde of selfs 'n rookskerm vir ongeloof gebruik word. Veral as 'n mens oor iets bid waaroor die Bybel reeds God se uitdruklike wil bekend gemaak het. Wanneer jy egter by daardie kritieke kruispaaie in jou lewe kom, waar jy regtig nie weet wat en waar jy nou nie, en jy bid hierdie woorde in ootmoed, erns en met eerlikheid, word 'n uitdrukking van ware geloof. Wanneer ons voor daardie grootse uitdaging, daardie hoë berg te staan kom en bid, as u wil, bely ons daarmee ons vertroue in God se onbeperkte krag, in sy almag. Dit spreek van diepe afhanklikheid, dat jy die einde van jou menslike wysheid en insig bereik het. Jy weet nie meer wat en waar jy nie. Jy kan nie meer nie. Nou is dit God alleen. Jy bid dit wanneer die pad voor jou donker is, wanneer jy die pad voor jou nie duidelik kan sien nie, en die risiko daar is dat jy kan verdwaal of groot foute kan maak. Jy bid dit wanneer jy in jou menslikheid klein en swak voel en jy meer as ooit besef dat jy sonder sy krag en sy hulp dit nie gaan maak nie. Hierdie woorde is die nederige erkenning dat alles op sy wil berus en dat niks meer van ander verwag kan word nie. Jy bid hierdie woorde wanneer jy, soos hierdie melaatse man, besef dat hy jou laaste hoop is en jy by hom jou onvermoë voor sy almag kan kom neerlê. Miskien is jy vandag by so 'n kruispad. Dan is dit dalk ook waar 'n wonderwerk vir jou wag. Kan ek 'n oomblik saam met jou bid? O Here, u weet hoe nodig ek u het. Ek buig voor u volmaakte wil. In Jesus naam. Amen. Seënwense. Ons gesels weer.